Hartlike welkom by Goeiemôre, Good Morning. Ek is Rosanne McKenzie. En ek is Elsa Esterhuizen. En hierdie is ons heel eerste regstreekse uitsending van Goeiemôre, Good Morning. Die ontbytprogram waar ons maandag tot donderdag jou oggend op die regte manier gaan begin. Beslis saam met ons in die ateljee het ons finansiële kenner Thys van Sail. Wel, dames en Pieter, ek is net vir een ding hierso. Goeiemôre. Dankie Thys. En ons het natuurlik groot nuus. Pieter Koen is terug vanaf Texas in Amerika as ons mede-aanbieder. Welkom terug, Pieter. Dis my baie lekker. En wat is dan nou lekkerder as om eie bodem te kan sê vir julle en die res van Suid-Afrika, goeiemôre, good morning. Is lekker om terug te wees. So lekker om deel van die span te wees. Julle lyk vars vir my hierdie oggend. Ja, nee, kyk, Pieter, ons is so bly jy's terug en ek is so bly om deel te wees van hierdie span. Ons nog lekker elke maandag tot donderdag saam met julle kuier. In vandag se program gaan ons leer om swart mambas te melk. En as ek sê ons, is dit eintlik net Elsa, baie brave dame wat hier langs my sit. Ons gesels ook met Emma van der Walt oor die stryd teen mensenhandel en Nadia Bekes en Lizelle Pike kom gesels oor hulle splinternuwe teaterproduksie 'n Vlam in die Sneeu. Dis reg, Rosanne, maar dit is nou eers tyd vir oggendpraatjies en ons begin met ons eerste storie. Nou, verlede week het die sogenaamde Daal Trend sosiale media platforms oorgeneem. En dit is waar gebruikers OpenAI kon gebruik om poppies van hulle self te maak. Nou ek wil hê julle moet eerlik wees en vir my sê, het julle dit self probeer doen? Ek was tegnologies gestremd, maar my goeie vriend daar aan die oorkant het vir my jy het 'n bolle time gehad om vir my ook aan te stuur. Ja, dit was baie lekker geweest, jy weet, so ek gespot nou 'n bietjie aflyn, jy weet, dat ons 'n Pieter 'n hele accessory pack ook gehad het. Jy weet, so ek het hom in 'n Barbie box gesit. Jy weet, so hierdie gesig. En he made it look beautiful. Jy weet, so ek het lekker gespeel daarmee, hoor. Ek moet vir julle sê, ek dink ek het harder gespeel as my kinders. Kyk hier, ek het een gekry vir die radioprogram wat ek op werk. Dit was nou toe die omroeper een en toe kry ons nou almal een vir hier vir Goeiemôre, Good Morning. Ja. Wel, ek het dit ook nie self probeer nie. Thys, jy het 'n hele reeks van jouself daar geskep, maar ons span hier by Goeiemôre Good Morning het dit goed gedink om 'n weergawe van elkeen van ons te maak en dit gaan ook nou op skerm verskyn. Ons het dit nou wel al gesien en ek wil ook vir julle vra, dink julle dit lyk darm 'n bietjie soos ons? So Rosie, daai is dis daai. Hoe is dit ek? Ja. Ek het weer vir die Barbie weergawe gehou vir jou, Piet. Ja, nee, ek moet sê, daai is goed. Thys man, ek moet sê, lyk soos 'n give or take. Ja. Wel, ek enig so lyk dan lyk ek eintlik alright. Pieter, jy lyk my so 'n Calvin Klein model. Ek ken jou al jare en ek het nog nooit gesien jy lyk so. Uiteindelik, nee, ja, baie mooi, man. Thanks wat ek sê, man. Ek dink Elsa se wenner volgende, hoor. Baie dankie. Ek dink net dit lyk nie heeltemal soos ek nie, maar ek dink die belangrike ding om by uit te kom is die feit dat hierdie KI-tendense blykbaar enorme druk op stelsels plaas en KI-modelle verbruik baie water, ek het dit nie geweet nie, en stoot koolstof uit tydens produksie, opleiding en werking. Nou, 'n Cornell-studie reken Microsoft se datasentrums het ongeveer 700 000 liter, ek gaan dit herhaal, 700 000 liter vars water tydens die opleidingsfase GPT-3 verdamp. Nou dit is net die opleidingsfase julle en die Noord-Hollands Dagblad, dis nou 'n koerant in Nederland, het beweer dat waterverbruik vir die Microsoft Data Center in Noord-Holland ongeveer 84 miljoen liter was vir die jaar van 2021. So met die wete dat KI so baie water gebruik, dink julle KI gewoontes gaan verander? Ek hoop maar so, want ek hoop dit was seewater en nie gewone water nie. Want jy het nou 4 of 5 van daai poppies gemaak, nee. Maar ek weet verlede week so 1000 liter. Hoplik sleg alweer. Dis hoeveel geld jy water jy gemors het. Maar ek weet verlede week toe mense dit probeer het, kon jy net eintlik 1 op 'n dag maak en dit was seker ook te doen met die hoeveelheid water wat gebruik moet word, maar dit is vir my net so vreemd dat daai verbintenis met hierdie goedjies wat ons op ons fone doen en dan die natuur daardeur geaffekteer word. Dit is my regtig vreemd. Ja, maar ek het dit nie geweet nie, is baie interessant. Myself, ek het nooit geweet nie, maar uiteraard kom die water as deel van die verkoeling. Ja, verkoelingsstelsel van al die rekenaars en die dinge wat maar al die ding moet doen.
Ek kan nogal dink daai ouetjies het warm geword. Dis 'n goeie V8 engine wat skielik net begin hardloop het. Ja, veral nou oor hierdie naweek die manier wat ek gegaan het. Jy weet, maar ek bly mos van langs in die dam. Jy weet, so ek dink ek het my water in my stelsel ingebring. So dis alright. Net nie nog poppies nie Ek is oor dit. Nou, voor ons na die volgende storie aanbeweeg, wil ons jou nooi om saam met ons te gesels. Skandeer die QR-kode wat nou op die skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. Nog 'n storieetjie wat vir my baie interessant is. Luister nou weer hierna. Kyk, die Amerikaners, hulle is mos altyd besig om 'n geldjie hierdie kant toe te gooi en ongeag al die ander dingetjies wat ons nou al van gehoor gelees het die afgelope week. Maar NASA bied $3 miljoen aan enigiemand wat slim tegnologie kan voorstel om ruimtevaarders se liggaamsafval in die ruimte te herwin. Ek praat nie strooi nie. Die Lunar Recycle uitdaging wil verhoed dat meer afval, soos die 96 sakke wat tydens die Apollo missies op die maan gelaat is, sakke vol strooi wat in die ruimte rondbeweeg. Die beste idee sal gebruik word vir toekomstige maanbasisse en langruimtevlugte. Jy lag lekker, né? Ja. Die kompetisie tuis is ook reeds op fase 2. NASA kyk nou na die eerste voorstel en die wenners kry groot prys. So jy moet nou met 'n voorstel kom hoe jy daai twak uit die ruimte uit hier op die aarde kan kry. Ek het net een comeback vir Pieter se lag natuurlik en dis my laggie. Ek weet nie of daai man dalk 'n plan het nie, maar ek weet nie, maar ek dink as jy daai plan kan kry vir daai veelheid geldjies, why not, né? Wat ek ook net wil weet is al hierdie ruimte ekspedisies, is hulle nog nodig? Is dit nog iets wat eintlik die moeite werd is? Want daar's soveel geld wat hier op spandeer word. Is dit die moeite werd om dit nog te doen of kan daai geld bestee word op iets anders? Ek is myself al verstout, né, om te gaan kyk. Ek dink die eerste keer wat ons mos 'n man op die maan geplaas het was in die 60s en ons het dit nog nooit weer gedoen nie. Weet, was daar nog nie weer 'n landing op die maan gewees wat iemand fisies afgeklim het. Maar was hy regtig op die maan? Ja, Hi Pieter. ja. There's a man on the moon. Computer. Can you hear me? calling you? Hallo, ek het moeilikheid, hier's 'n sakkie afval. Kan iemand help? Ek meen dit is net eintlik insane, maar dit wys net daar moet tog iets daaraan gedoen word. So ek weet nie, en $3 miljoen, dink julle dis nogal 'n goeie worteltjie voor die neus? Ja, ek dink dit is 'n absolute miljoen-rand idee. Ja, 3 pand. Hoor net daai man Natuurlijk. voor die finansies. Dink julle net om net op te som, dink julle ons gaan op 'n stadium kom waar ons in Suid-Afrika ons eie ruimteprojekte eintlik na die maan toe stuur of wat ook al, of het ons eenvoudig net te veel ander goed om Kan ons ons te net weer 'n worry? laggie kry? Of is of jy nog 'n netjie? 50 randjies vir jou. Dit gaan nie gebeur nie. Oei, jong. Nee, ek twyfel of so iets sal gebeur. Ek meen daar's soveel ander dingetjies wat aandag nodig het. En dis hartseer want ek glo ons het dalk iewers iemand wat verskuil sit met al daai talent Ja. om ook Ja. 'n ruimtevaarder te kan wees of net te kan dinge verander in die wêreld. Dalk iewers in die toekoms. Dis nou al wat voor ons tyd het in hierdie segment. Bly ingeskakel want net hierna gesels Elsa regstreeks met ons eie minister van landbou John Steenhuisen. Gesels ook saam met ons op sosiale media. Goeiemôre, good morning.